Okay, hoofstuk 11. Ons gaan net kyk na die eerste vers en 'n half. So ons gaan die helfte van die tweede vers doen, want die Bybelstudie het net te lank geraak. So ons het 'n redelike klomp goeders om deur te kom vandag. En toe, vers 1 was net te min en vers 2 was net te veel. So ons gaan kyk na vers 1 en 2, die deel wat ons dan nou volgende week sal hanteer is van vers 2 is, en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap, waarna verwys na 42 maande. Maar kom ons lees vanaf vers 1 tot vers 14, aangesien dit nou 'n nuwe hoofstuk is, dat ons net die konteks skryf van die hoofstuk, en dan van daar af vat ons dan na vers 1, en ons doen so 'n inleidingkie oor hierdie hoofstuk. Maar dit sê dan die volgende: En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, dis nou aan Johannes, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. En hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerlei plaas so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien, en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. En in 'n uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk die derde kom gou. 'n aansienlike maklike gedeelte hierdie. Ja. Ja, soos ek sê, kom ons gaan dan na hoofstuk 2 toe. Nou, hierdie gedeelte is definitief een van die moeilikste, of moeiliker indien nie die moeilikste gedeelte van Openbaring om te interpreteer nie. Indien dit 'n maklike gedeelte was om te interpreteer, sou daar 'n redelike algemene konsensus gewees het tussen teoloë oor wat die betekenis is van hierdie hoofstuk. Maar daar is nie 'n algemene konsensus oor wat dit beteken nie. Die verskeie oplossings wat al deur teoloë gegee was na wie onder andere hierdie 2 getuies na toe kan verwys, sluit die volgende in. Party teoloë sê dit is Moses en Elia. Party sê dis Henog en Elia. Party sê dis 2 letterlike toekomstige profete wat nog moet kom. Ander sê weer die een is die Ou Testament, die ander is die Nuwe Testament. Ander teoloë sê die een is die wet en die ander is die profete. Ander teoloë sê die een is Israel en die ander een is die kerk, of dit is die Joodse volk en die heidene, of dit is 2 verskillende groepe gelowiges wat tydens die toekomstige verdrukking gemartel sal word, of dit is 'n simboliese verteenwoordiging van Petrus en Paulus se bediening. Dit kan die 2 getuienis wees, 'n simboliese verteenwoordiging van Petrus en Paulus se bediening. Ander teoloë sê nee, dis 'n letterlike verwysing na Paulus en Petrus se bediening terwyl hulle nog hier op die aarde was. Ander sê dis die woord van God en die gees van God. Ander sê dis Zerubabel en Josua,
gebaseer op Sagaria 3 en 4. Anders sê weer, dis die oorblyfsel van gelowiges en die Heilige Gees, dis die 2 getuienis. Anders sê weer, dis 2 engele. Anders sê weer, dis 'n simboliese verteenwoordiging van geregtigheid en oordeel. En anders sê weer, dit is die evangelie en die wet. So die evangelie is een getuienis en die wet is die ander. 'n Magdom verskillende interpretasies van hierdie hoofstuk alleen, wat weer eens maar net wys dat daar geen konsensus nie, en dit is ook nie 'n maklike gedeelte om te interpreteer nie, anders sou ons nie so baie verskillende oplossings gehad het nie. So dis geen tekort aan opsies om van te kies nie. Nou die meet van die tempel is ook nie noodwendig maklik nie, die verse wat ons dan vandag mee begin. En kom ook met 'n magdom verskillende interpretasies. As ons net weer teruggaan na die 4 verskillende benaderings, of althans die 3, aangesien ons die 4de een is, as jy sien die futuris, met betrekking tot hierdie meet van die tempel, maak die afleiding dat hierdie skrif dien as bewyse dat die tempel herbou sal word in die toekomstige 7 jaar verdrukking. So hulle sê, sien, kyk hier se praat van die tempel, so die tempel moet herbou word, want Openbaring is mos toekomstig. So hierdie is ons bewyse om te sê dat die tempel geherbou gaan word in die toekomstige 7 jaar verdrukking. John MacArthur sê die volgende: hierdie verdrukkingstempel sal vroeg in die eerste helfte van die verdrukking onder die beskerming en ondersteuning van die anti-kris gebou word. Dis wat hy hieroor sê. Hierdie verdrukkingstempel volgens die futuris sal dan ook verwoes word, waarna daar nog 'n tempel moet gebou word in die Millennium Koninkryk, aangesien daar nog 'n Millennium Koninkryk tempel ook moet wees. Daar is natuurlik geen bewyse vir enige van hierdie stellings nie, en hierdie hoofstuk word ook natuurlik baie letterlik geïnterpreteer deur die futuris, aangesien die futurisme homself daaraan trotseer dat hulle alles baie letterlik interpreteer soos wat ons het behoort te interpreteer. MacArthur sê basies, of hy sê oor die 2 getuienis weer, met betrekking tot die 4 wat uit hulle mond sal uitgaan, soos ons in vers 5 lees, sê hy die volgende: wanneer iemand hulle skade wil aanrig, dis nou die 2 getuies, sal hulle met wonderbaarlike krag reageer, vuur sal uit hulle mond vloei en hulle vyande verslind. Daar is geen rede om aan te neem dat dit nie egte letterlike vuur is nie. So dis wat John MacArthur sê, dit is letterlike goed wat gaan gebeur. Daar gaan letterlik vuur uit die profete se mond uit gaan, want weer eens die futurist trotseer ons homself daarin dat hy alles letterlik interpreteer. Die ironie is natuurlik dat die futurist kan glo dat mense vuur uit hulle monde sal kan blaas, maar wanneer Johannes vir ons sê dat die tyd van oordeel naby is, dan is dit nie eintlik wat Johannes bedoel nie. So die maalgoeders, soos vuur uit jou mond uitblaas, wat ooglopend beeldsprake is, word letterlik geïnterpreteer, maar wanneer daar keer op keer in Openbaring vir ons gesê word, die tyd van die oordeel is naby, nee, dit is eintlik nie naby, ons kan nie dit letterlik interpreteer nie. So die goed wat moet letterlik geïnterpreteer word, interpreteer nie letterlik nie, en die goed wat letterlik geïnterpreteer moet word, interpreteer hulle weer nie letterlik nie. 'n tipiese voorbeeld van die historiese benadering weer tot hierdie hoofstuk en dis hoekom ons daai 4 benaderings gehanteer het, want die benadering wat jy gebruik gaan ontsaglik baie bepaal hoe jy Openbaring ook interpreteer. Maar dan 'n tipiese voorbeeld van die historiese benadering tot hierdie hoofstuk, soos ons gesê het, as jy nou reg onthou, die historiese benadering is, hulle soek al die gebeure wat in Openbaring plaasvind in sekere tye van geskiedenis. Dis die historiese benadering. So dis die preteristies dat alles in die eerste eeu plaasgevind het, dis ook die futuristies dat alles in die toekoms gaan plaasvind, hulle sprei dit uit oor geskiedenis. Dis wat die historiese benadering is. Waar is ek nou, hierso is ek. Maar die een historiek, of die een teoloog wat dit van die historiese benadering af benader, sê die volgende van hierdie hoofstuk. Hy sê, die 1260 dae is die groot periode van die donker eeue.
En hierdie is 'n ou wat vandag nog lewe. Soos ek gesê het, daar's nie meer veel mense wat Openbaring interpreteer van die historiese benadering, maar dis 'n ou wat vandag nog lewe wat dit so interpreteer, teoloog. Mark Finley is die ou se naam. Die 1260 dae is die groot periode van die donker eeue, vanaf 538 tot 1700 of 1798 na Christus. So die twee getuies, sê hy, die Ou en die Nuwe Testament, het in sakklere geprofeteer gedurende daardie tyd. Kerkmagte het die woord van God onderdruk, met ander woorde, dit was in sakklere. Aan die einde van daardie tyd, wat het gebeur? Die Bybel leer dat hierdie twee getuies weer sou opstaan en God se krag sou verkondig aan die einde van die 18de eeu, 1798 en verder, met sy groot sendingsbeweging. Dit is waar die sendelinge begin het met die groot Bybelvertaling beweging. Wat beteken dit dat hulle in die strate van Sodom en Egipte is? Egipte verteenwoordig ateïsme, Sodom verteenwoordig onsedelikheid, en wat beteken 3,5 jaar daar in die strate? Dit verwys na 1795 tot 1798. Dit wys hoe spesifiek hulle raak met die goeters in geskiedenis, né? Aan die einde van die donker eeue het die Franse revolusie plaasgevind. Die Bybels is verbrand en vernietig en Sodom, naamlik Frankryk, het in daardie tyd ateïsties geword soos Egipte. Dit het onsedelik geword in daardie tyd en aan die einde van daardie tyd, wat het gebeur? Hierdie twee getuies staan op om God se woord te verkondig en die Franse revolusie is verby. So dit wys jou hoe mal die verskillende interpretasies is, maar dit wys ook vir jou hoe baie dit saak maak wat se benadering tot Openbaring jy gebruik. Want dis die tipe goed waarop jy gaan uitkom as jy die historiese benadering weer het. So dit behoort oplopend te raak dat hoekom die historiese benadering absoluut geen water dra nie. Duisende valse aannames word gemaak net in hierdie paar paragrawe wat ek nou gelees het, terwyl nie een aanname uit die Bybel uit bewys of geondersteun kan word nie. Niks van daai goed wat hy gesê het, kan uit die Bybel uit geondersteun word nie. So van wanneer af verteenwoordig Egipte ateïsme? Inteendeel, Egipte was baie lief vir hulle gode. Hulle was nie ateïsties nie. Hulle was nog nooit ateïsties. Hulle was baie lief vir hulle magdom afgode gewees. Dis hoekom jy alle afgode sien in katte gevermom en hulle weet afgode. Maar hulle is definitief nie ateïsties, maar hierdie ou sê Egipte verteenwoordig ateïsme. Maar Egipte het nog nooit ateïsme verteenwoordig. En waar kry jy dit uit die Bybel uit? So, in die donker eeue, wat hy sê, die donker eeue word algemeen aanvaar as 476 na Christus tot 1000 na Christus. Dit was die donker eeue gewees, volgens die historikuste. En dit word algemeen aanvaar dat dit die donker eeue was van 476 tot 1000 na Christus. Die hoeveelheid jare wat dit geduur het, is dus net 524 jaar. Dis hoe lank die donker eeue geduur het. Nie 1260 jaar soos hy sê dit was nie. So weer is net aannames wat gemaak word. Nee, die donker eeue was eintlik nie soos wat die historikuste gesê het nie. Die donker eeue was so lank, want dan pas dit by hierdie getal in wat ons hierso het. En daarbey moet die aanname nog gemaak word dat die dae wel jare verteenwoordig. Die 1260 dae waarvan hierdie hoofstuk dan praat. Hy maak net die aanname verwys na jare. En dan maak hy sommer die aanname dit verwys na die donker eeue. En dan maak hy sommer die aanname dat die donker eeue langer, dubbel so lank was as wat dit eintlik was. So aanname op aanname word gemaak met hierdie historiese benadering. Hoekom? Want jy gaan niks in geskiedenis uit die Bybel uit kan ondersteun nie. Menende na die Nuwe Testament geskryf was nie. Jy gaan dit nie kan doen nie. So weer eens die ou skryf uit 'n moderne oogpunt uit van wat heel waarskynlik in sy geskiedenis plaasgevind het. Die idealis weer aan die kant pas hierdie skrif weer toe op alle gelowiges van alle tye en maak geen spesifieke opmerkings rakende die dae en die maande en die getuienisse nie. Die algemene interpretasie is bloot dat daar in elke gelowige se generasie tye van voorspoed gaan wees vir die evangelie en tye van teëspoed gaan wees vir die evangelie. So dit wat ons hierso kry, dis eintlik maar net 'n verteenwoordiging van voorspoed en teëspoed en elke Christen gaan dit in elke generasie ervaar. Teëspoed sowel as voorspoed. So dis eintlik maar van toepassing op almal. Hendriksen, 'n redelike bekende teoloog, sê dat
Die 42 maande verwys na die hele kerkera en die meet van die tempel verwys na die onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges gedurende hierdie kerkera. So weer eens is eintlik maar op almal van toepassing. Elke persoon kan dus hierdie konteks toepas op hulle self en op hulle onmiddellike omstandighede. Weer eens 'n baie afgewaterde benadering tot hierdie skrif en nie wat noodwendig bedoel is nie. Nou 'n eenvoudige studie van hierdie hoofstuk behoort te openbaar dat die taalgebruik wat ons hier in hierdie hoofstuk kry hoogs simbolies is. Dit is natuurlik ook ooreenstemmend met meeste ander profesieë soos ons kry in die Ou Testament wat ook hoogs simbolies is. Ek meen ons kyk na Jesaja en jy het oë binne 'n wiel wat draai en reg oor die wêreld gaan. Ek meen profetiese taal is beeldspraak. Dit is simboliese taal oor die algemeen. Net om 'n paar punte uit te wys. Johannes moet die tempel meet met 'n stok, maar hy is nie eens by die tempel nie. Hy's op Patmos. En hy's nie eens by sy sinne nie, hy's in 'n oop visioen mee besig. So weens hy's nie letterlik in Jerusalem om letterlik die tempel te gaan meet met 'n stok nie. So dit is ooglopend dat dit simbolies bedoel word. Die feit dat vers 2 sê maar die voor of buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap, wys duidelik uit dat die meet van die tempel nie letterlik bedoel word om die afmetings te kry nie, maar word gebruik om onderskeid te tref tussen die wat binne is en die wat buite is. Die twee getuies wat olyftakke en kandelare is, wat voor God staan en wat vuur uitblaas, is ook lopende beeldspraak. So weer eens tipiese profetiese taal. Dit is nie soos die futurist sê letterlike goeters nie. En dit is ook die goed wat die ou van die historiese benadering sê dit is nie. Vers 6 sê hulle het mag om die hemel te sluit, maar die hemel het nie 'n letterlike deur of 'n sleutel wat gebruik kan word om dit te sluit nie. So weer in beeldspraak. As jy die hemel sluit, jy kan nie, waar is die deur en waar is die sleutel waarmee jy die hemel sluit? Dis beeldspraak. Simboliese taal. En in vers 8 sal ons sien dat selfs Jerusalem nie op die naam genoem word nie, maar dan daarna Jerusalem verwys word met die geestelike name van Sodom en Egipte. Daar waar ons die Here gekruisig is. Dis 'n ooglopende verwysing na Jerusalem, want Jesus was nie op 'n ander plek gekruisig nie. So net hierdie paar voorbeelde behoort genoeg te wees om te bewys dat hierdie hoofstuk eerder van simboliese taal of beeldspraak gebruik maak as van letterlike gebeure. Nou dit beteken nie dat die geestelike bewoording nie na letterlike gebeure verwys nie, soos ons gesê het en soos ons al gesien het met ander profesieë in die Bybel. Beeldspraak en geestelike taal of simboliese taal verteenwoordig meeste van die tyd letterlike gebeure, ja. Dit gebeur nie letterlik self nie, daar is nie letterlik vuur wat uit jou mond uitkom nie, maar dit verteenwoordig goed wat wel letterlik gaan gebeur, en gewoonlik baie naby in die toekoms, soos wat ons sien met die profesieë. So net omdat dit beeldspraak is, beteken nie dit is nie letterlike gebeure nie, dit is. Maar ons moet nie die beeldspraak op sigself aanneem as letterlike gebeure nie. So, net soos wat die sterk engel van die vorige hoofstuk letterlik na Jesus toe verwys het, so verwys die beeldspraak van hierdie hoofstuk ook na letterlike oordeele en letterlike gebeure. Right, so dit is die inleiding tot hierdie hoofstuk. Vers 1. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou om te meet, volgens die definisie wat uit die Bybel ondersteun kan word, verwys na een van twee dinge, en ek kan na een van twee dinge verwys om gemeet te word. So weer eens kom ons bou ons definisies op wat die Bybel wel kan ondersteun. Of dit verwys na die letterlike meting van iets, want daar word letterlik met 'n meetstok gemeet in die Bybel, so dit kan na 'n letterlike meting verwys, menende om die afmetings dan van iets te bepaal, of dit verwys na om oordeel te tref tussen of iemand regverdig is en of iemand geoordeel moet word. Jy word gemeet om onderskeid te tref of om te bepaal of om te oordeel of iemand geoordeel moet word en of hy regverdig is. Jy word gemeet, jou hart word gemeet. So om iemand te meet kan hulle dus afsonder vir oordeel, of om iemand te meet kan hulle afsonder
vir beskerming en seëning. En dit is hierdie onderskeid tussen geregtigheid en ongeregtigheid wat ons dan hierso in die eerste vers vind. Dit behoort redelik ooglopend te wees. Ons lees 'n letterlike verteenwoordiging van hierdie konsep in 2 Samuel 8 vers 2 waar staan: Dawid het die Moabiete ook verslaan en hulle gemeet met 'n lyn deur hulle op die grond te laat lê, en hy het 2 mate gemeet om dood te maak en 1 volle maat om te laat lewe. En die Moabiete het Dawid se belastingpligtige knegte geword. En ons lees ook van God se afsondering veroordeel in terme van 'n meetsnoer, onder andere in 2 Konings 21 vers 12 en 13 waar staan: Daarom so sê die Here, die God van Israel, kyk, ek sal 'n onheil oor Jerusalem en Juda bring, waarvan elkeen wat dit hoor se 2 ore sal tuit, en ek sal oor Jerusalem die meetsnoer van Samaria span, en die skietlood van die huis van Agab, en Jerusalem wegvee soos 'n mens 'n skottel uitvee. Hy vee dit uit en keer dit onderste bo. So daarso word die meetsnoer gebruik as 'n letterlike oordeel wat die Here teen Jerusalem gaan bring. Hoekom? Want hulle was te kort gevind as jy dan nou wil. Ons lees ook in Klaagliedere 2 vers 8. Die Here het hom voorgeneem om die muur van die dogter van Sion te verwoes. Hy het die meetsnoer gespan, sy hand nie teruggetrek van vernietiging nie. Weer eens meetsnoer of om te meet kan 'n verwysing wees na 'n oordeel. Met ander woorde, in hierdie spesifieke geval het die Here gemeet en bepaal dat Jerusalem verwoes moet word. Lees ons dan ook lees in Jeremia 12 vers 24 en 25 waar staan: Daarom sal ek hulle verstrooi soos 'n stoppel wat verbyvlieg voor die wind van die woestyn. Dit is jou lot, die deel wat ek jou toegemeet het. Dis die lot wat ek jou toegemeet het, spreek die Here, omdat jy my vergeet en op leuns vertrou het. So jy word toegemeet, maar jy word toegemeet vir oordeel of jy word toegemeet vir seëning. Dit tref daai onderskeid. Ons sien weer op ander plekke waar daar gemeet word, waar dit gevind word dat 'n persoon weer as regverdig bepaal word. En so volg die Here se seën en beskerming weer daarop. Psalm 16 vers 5 en 6 sê: Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. So weer eens, die Here het 'n seëning uitgestort. Dis waar die meetstokke geval het. Sagaria 1 vers 14 tot 16 sê ook: Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê: So spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer, maar ek is grootliks vertorend oor die sorglose nasies wat terwyl ek 'n weinig vertorend was, die onheil aangehelp het. Daarom so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leerskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word, menende beskerming. Hy bou Jerusalem, dus word in 'n goeie lig gesê oor Jerusalem. En soos hy sê, en 'n meetsnoer oor Jerusalem sal gespan word. Dis 'n verwysing na hulle was aan die regte kant, nie aan die verkeerde kant van die Here se oordeel nie. So menende Jerusalem word afgesonder vir seën en beskerming. En die idee om gemeet te word, om onderskeid te tref tussen wie geoordeel word en wie afgesonder word vir beskerming, is eenders as wat ons sien met die Bybelse konsep om geweeg te word, om gemeet te word en om geweeg te word, dra dieselfde betekenis in die Bybel. Soos Daniël vir koning Belshazzar sê in Daniël 5 vers 27, U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind, en toe word hy mos homself daaraan tog doodgemaak. Of soos ons lees in Job 31 vers 6, waar Job sê, laat my dan weeg op 'n regte weegskaal, sodat God my onskuld kan weet. Wat is nou vir Engels? O my Jana. Is hier nie nou perde by? Dis verragtig 'n perde by. So in Job sien ons weer, laat hy my dan weeg op 'n regte weegskaal, sodat God my onskuld kan weet. So om, dit is nie net van hom ontslaa raak, erns. Dis nou weer iets anders, né? So om geweeg te word en om gemeet te word,
dien dus as eenderse beeldspraak as 'n verwysing na die oordeel en onderskeid tussen die goddelose en die goddelikes. Jy word bepaal daardeur en jy word op sy gesit daardeur, vir oordeel of vir beskerming dan as jy wil. So ons sien dan, daar staan meer die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Meer die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. En in hierdie teks verwys die meting spesifiek na God se seëning en sy beskerming. Dis waarna dit verwys. Of dit is 'n fisiese meet, wat dit ooglopend nie is nie. Ons is in 'n hoogs beeldspraak boek hierso. Of dit verwys na afsondering of vir oordeel of afsondering vir seëning en beskerming. En hierso is dit spesifiek vir God se seën en beskerming. En dit word afgesonder vir God se seën en beskerming. En dit behoort ooglopend te raak in lig van die kontras wat getrek word tussen hierdie groep mense en die groep mense van die volgende vers, wat nie gemeet word nie, en dus onder God se oordeel kom in die volgende vers, waar soos ons dan sal sien, hulle vir 42 maande lank vertrap sal word, die wat buite gemeet is. So dit behoort ook ooglopend te wees, dat dit nie noodwendig na die letterlike tempel verwys nie, want mense gaan nie vir 42 maande binne die tempel kan wegkruip en oorleef nie. Okay, so dis nie 'n verwysing na die letterlike tempel nie. Want as dit is, dan word hulle letterlik beskerm vir 'n periode van 42 maande, terwyl die wat buite is vir 42 maande lank vertrap word. En jy gaan nie vir 42 of 3,5 jaar lank binne die tempel eers kan oorleef, waar gaan jy kos kry. Dis behoort redelik ooglopend te wees, dat dit nie na die letterlike tempel dan verwys nie. Die tempel word wel genoem om ons aandag na die Jode in Jerusalem te draai. Aangesien die tempel en die altaar daar so eien is aan Joodse aanbidding. Dis hoekom hierdie beeldspraak gebruik word. Dis eien aan die Joodse mense. Dis nie eien aan enige ander groep mense nie. Die tempel, die altaar, die buite of al daai goeders is eien aan Jerusalem, is eien aan die Joodse geloof. So dis om ons aandag daartoe te rig. Dis nie die letterlike tempel nie, want dit rig ons aandag na die mense wat wel daarso aanbid. Nou, na wie verwys hierdie spesifieke beskerming? Dis die vraag dan nou. Vir wie verwys dit spesifiek? En die antwoord is, dit verwys spesifiek na die uitverkore Jode van die eerste eeu. Want eerstens, die tempel, die altaar en die wat daarin aanbid, dra by voorbaat, soos wat ons net gesê het, die konnotasie en die nou verwantskap met die Jode. En die feit dat hulle afgesonder word van die oordeel van die volgende verse, maak dit duidelik dat hulle wel gered is. Dis geredde Jode hierdie. Tweedens, die onderbreking wat ons hier vind tussen die 6de en die 7de basyn, brei bloot net uit op die onderbreking wat ons gevind het tussen die 6de en die 7de seël. So hierdie onderbreking sluit aan by die vorige onderbreking. Hierdie onderbreking is tussen die 6de en 7de basyn, dit sluit aan by die onderbreking tussen die 6de en 7de seël. Met die onderbreking tussen die 6de en die 7de seël het ons gesien hoe God die uitverkore Jode spesifiek beskerm het in terme van die 144.000, 12.000 uit elke stam as jy reg onthou. Dit was 'n volmaakte verwysing na die uitverkore Jode van die eerste eeu gewees. En hierdie sluit bloot net daarbey aan. Hoekom? Want Openbaring maak van herhaling gebruik. En soos ons gelees het in Openbaring 7 vers 4 waar staan, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. So die tema wat ons nou al klaar gekry het in Openbaring, is dat daar wel verseeldes is uit al die stamme van Israel. Daar's geredde Jode. Dieselfde word nou herhaal in hierdie teks, bloot net met ander beeldspraak, maar nog steeds beeldspraak wat eien is aan die Joodse geloof, of die Joodse volk dan nou as jy wil. Maar die betekenis is presies dieselfde. Derdens, die Nuwe Testament ondersteun die feit dat hier van uitverkore Jode gepraat word. Aangesien die Nuwe Testament spesifiek van hierdie uitverkore Jode ook praat, of althans die oorblyfsels soos wat Paulus hulle noem. Hierdie uitverkore Jode is nie net 'n tema in Openbaring nie, dit is 'n tema in die hele Nuwe Testament.
En Openbaring bevestig bloot net dit wat ons klaar lees, die geval is in die Nuwe Testament. Sowel as sekere van die profesieë wat ons in die Ou Testament ook kry. Paulus sê in Romeine 9 vers 27, en Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. So die Nuwe Testament bevestig, daar is 'n oorblyfsel, daar is 'n uitverkore Jode binne die groter etniese volk van Israel. Moet ek dit deur toe maak? Was dit fyn? Paulus sê ook in Romeine 11 vers 5, net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd, met ander woorde Paulus se tyd, 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade, en hy verwys daar spesifiek na Jode. Ons sien ook dat wanneer Paulus by Jerusalem aankom, vertel hy al die ouderlinge daar, dat die heidene ook gered word op sy sendingsreise. Hierop antwoord Jakobus toe, wat die hoof was van die kerk in Jerusalem, in Handelinge 15 vers 13 en 17 waar dan staan, en nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek. Dit is die uitverkore Jode. En al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here, wat al hierdie dinge doen. So die uitverkore Jode en die nasies wat daarbey bygevoeg word. Met ander woorde, daar is 'n oorblyfsel van Jode wat gered sou word. So geprofeteer deur die Ou Testament profete, waarby die Here ook onder die nuwe verbond heidene sal byvoeg. Soos ons dan ook lees in die 7de basyn in vers 15 van ons hoofstuk, van hierdie hoofstuk waar staan, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword. So jy kry dieselfde tema weer eens hier wat herhaal, selfs wat ons in hoofstuk 7 gesien het. So daar is dus die algemene tema in die Nuwe Testament van die uitverkore Jode wat gered word saam met die heidene van elke nasie. En ons sien daar dieselfde tema in hoofstuk 7, waar die uitverkore Jode gered was, die 144.000, en in die tweede helfte van hoofstuk 7 het ons gesien dat die heidene daarbey bygevoeg word. Maar die uitverkore Jode wat gered word, nou nie die hele nasie nie, maar die uitverkore Jode wat gered word, met die heidene wat bygevoeg word na die tyd, is 'n tema in hoofstuk 7, dis 'n tema in die Nuwe Testament. Jakobus het gesê, nou net soos ons gelees het in Handelinge, dat die Ou Testament profete daarvan geprofeteer, en hier gebeur dit nou bloot net weer. So dis 'n herhalende tema, want hierso word die uitverkore Jode weer op sy gesit, hulle word gemeet, hulle word beskerm, en in die 7de basyn later in hierdie hoofstuk sien ons dan, hoe al die koninkryke van die wêreld, die Here die heerskappy het oor hulle dan nou ook, menende die hele wêreldse mense kom dan nou in. So dis 'n tema wat dwars deur die Bybel herhaal word. Hierdie is nie nuwe goeders waarmee ons opkom nie. En wanneer ons nie met nuwe goeders hoef op te kom nie, dan is ons in veilige area. Dan hoef ons nie te sê, maar hierdie is praat van die Franse revolusie nie. Want dis 'n nuwe ding. Dit sien jy sien nie die Franse revolusie enige ander plek in die Bybel nie. Maar wat jy oral sien, is uitverkore Jode en heidene wat bygevoeg word. En jy sien dit weer eens hier, uitverkore Jode. En soos ons nou gesê het, by ons eerste of ons tweede punt, as 'n bewys dat hierdie Jode is, die tempel word gebruik as beeldspraak. Hoekom? Die tempel was eien aan hulle, en net aan hulle. Dit was hulle aanbidding gewees. Maar ja, soos ons sal sien, in hoofstuk 7 vers 9, waar die heidene nou ook bygevoeg word. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies en stamme en volke en tale, wat toe nou bygevoeg word, en dit sien ons in die 7de basyn nou. So al wat ons nou hier vind, is dat dieselfde tema weer eens herhaal word. Naamlik dat die uitverkore Jode gered word, waarna die heidene sal volg in die 7de basyn. So op Openbaring kom jy met nuwe temas op nie. En ons vind hierdie temas klaar in die Ou Testament, ons sien dit in die Nuwe Testament, ons sien dit vroeër in Openbaring. Hierdie is bloot net 'n bevestiging van dit wat ons klaar in die Bybel kry. Dit brei dalk uit op die temas, maar Openbaring kom nie op met nuwe temas nie. Dit kom nie op met nuwe goeders wat in geskiedenis gaan gebeur nie.
hierdie herhaling van die tema wat ons onder die Ou en die Nuwe Testament kry, sowel as die onderbreking tussen die 6de en 7de seël, ondersteun dus bloot ons interpretasie van dit wat ons nou hier kry onder tussen die 6de en die 7de bassein. En dit praat dus van die uitverkore Jode. En vierdens, wat as bewys dien, dat hier wel van die Jode gepraat word, uitverkore Jode, is omdat ons lees, of dit wat ons hierso lees plaasvind, geprofeteer was in Sagaria. Hierdie, wat ons hier lees, was klaar geprofeteer in Sagaria hoofstuk 2. Waar ons presies dieselfde sien as dit wat ons hierso sien. En dit lees dan so, en ek lees die hele Sagaria hoofstuk 2. En ek het my oë opgehef en gekyk, daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand. Dis wat ons hierso kry. Toe sê ek, waar gaan u heen? En hy antwoord my, om Jerusalem te meet. Om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is. Natuurlik nie letterlik om te kyk, dat hy weer kan oorbou nie. Dit is weer eens om onderskeid te tref. En met eens kom die engel wat met my gespreek het vorentoe, en 'n ander engel het tevoorskyn gekom, hom tegemoet, aan wie hy sê, loop gou, spreek met hierdie jong man en sê, Jerusalem sal lê soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binne in. So, weer eens is 'n verwysing na Jerusalem toe, en sal lê soos 'n oop land. En dan sê dit verder in vers 5, en ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vuurige muur rondom en tot heerlikheid daar binne. Daar het jy die beskerming. Die Here sê, ek gaan met 'n meetsnoer na Jerusalem toe, om te meet, sodat ek met 'n vuurige muur om hulle kan wees, en tot heerlikheid daar binne in. En dan sê dit, op, vlug uit die Noordland. Maar die Here het dan nou net gesê, hy gaan vir hulle 'n muur bou van vuur, en om hulle veilig te hou. Maar dan sê dit, op, vlug uit die Noordland, spreek die Here, want ek het julle na die 4 windstreke van die hemel verstrooi, spreek die Here, op, o Sion, menende op, laat jy wegkom, op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel. Want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan, want kyk, ek sal my hand oor hulle swaai, sodat hulle 'n byt word vir hulle knegte, dan sal julle weet dat die Here van die leerskare my gestuur het, jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here, en baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit. Daar kom die heidene in. So, hy het 'n beskerming, maar hy sê vir hulle vlug, en in dieselfde tyd gaan die Here die nasies byvoeg. Dis nuwe verbond taal hierdie. Inteendeel die opskryf van ons Bybel sê, ek dink die belofte van die nuwe verbond of ietsie soos dit. En hulle sal my tot 'n volk wees en ek sal in jou midde woon, weer eens Nuwe Testament taal, dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het, en die Here sal besit neem van Juda as sy erfdeel, op die heilige grond en Jerusalem weer verkies. Swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. Met ander woorde, jy het iemand wat meet, spesifiek die uitverkore Jode, en hulle moet uit Jerusalem vlug, want die Here sê op, vlug na die noorde, na die 4 windstreke, en God sal hulle beskerm. En die Here sal ook die nasies by hulle byvoeg. Dit is ooglopende nuwe verbondstaal hierdie, want dit was nie die geval onder die ou verbond nie. Dit word ook gesê dat hierdie Jode uit Jerusalem moes vlug, want Jerusalem het die dogter van Babel geword. So, dit praat die hele tyd van Babel, van Jerusalem, maar dan sê het, vlug van die dogter van Babel. Maar ek tog ons is besig met Jerusalem. Nee, want Jerusalem is die dogter van Babel. Dis ook hulle moet vlug, omdat Jerusalem die dogter van Babel geraak het. En soos ons sien, hier in Openbaring word Jerusalem, Sodom en Egipte genoem, daar waar ons Here gekruisig is, so hy het ook 'n geestelike naam. En ons sal later in Openbaring sien, dat Jerusalem ook Babylon genoem word, of Babel dan. So, jy sien dieselfde verwantskap met Sagaria, as wat jy in Openbaring sien, en ook hier in hierdie hoofstuk. En so sluit dit ook aan by die inhuldiging van die nuwe verbond, soos ons dit dan kry onder die 7de bassein. Want so Sagaria sê, nadat die heidene bygevoeg word, sal hy Juda neem as sy erfdeel en by hulle woon. En hierdie is tipiese nuwe verbondstaal.
Maar hierdie gedeelte in Sagaria begin spesifiek by die meet en beskerming van die uitverkore Jode, om wie hy 'n muur van vuur sal bou, maar vir wie hy ook sê, maar vlug, kom jy sal weg, uit die dogter van Babel af, uit. Maar dit begin spesifiek met die meet en die beskerming van die uitverkore Jode van Jerusalem, wat uit Jerusalem of altens dan uit die dogter van Babel moes vlug. En ons sien ook die ooglopende verwantskap tussen hierdie gedeelte van Sagaria en die gedeelte van Openbaring wat dieselfde ding is. En die Here sê in Sagaria, hy meet Jerusalem en hy bou 'n vuurige muur rondom hulle, maar in die volgende gedeelte sê hy vir hulle om te vlug, juist sodat hulle veilig kan wees, aangesien Jerusalem dan in die dogter van Babel geraak het, waarna die heidene dan bygevoeg sal word. Maar wat ons sal sien in hierdie gedeelte, is dat dit ook hoogs ooreenstem met Matteus 24. Want in Matteus 24 vers 15 tot 16 sê dit weer, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. En vir wie word dit gesê in Matteus 24? Dit word vir die uitverkore Jode gesê, dit word vir die mense in Judea gesê, dit word vir die mense in Juda gesê, en die mense van Jerusalem gesê, dat wanneer hulle die gruwel sien, meen die belering, dan moet hulle vlug na die berge. En dis presies wat ons in hierdie hoofstuk sien, dis presies wat ons in Sagaria sien, dat hulle moet vlug uit die dogter van Babel uit dan. So die meet van die Jode, hier in ons teks van Openbaring, verwys dus na niks anders as die beskerming van die uitverkore Jode nie. Soos ons dit ook vind in hoofstuk 7 die geval was van Openbaring, soos ons dit vind in Sagaria, en soos wat ons dit ook vind in Matteus 24, waar hulle ook moes vlug. En vyftens, hierdie tempel, altaar en die wat daarin aanbid, moet wel na die uitverkore Jode verwys, eerder as die letterlike tempel, want in die volgende vers sien ons dat die tempel in kontras met hierdie vers verwoes word, want die heilige stad word vertrap. En die heilige stad wat vertrap word, sluit natuurlik die tempel in. Maar hoe kan die heilige stad saam met die tempel vertrap word as daar mense daar binne is? Want dit is nie 'n letterlike verwysing na hulle nie. Dis 'n geestelike verteenwoordiging soos ons dit ook sien in hoofstuk 7 en in Sagaria en dan in Matteus 24 ook. Maar sien dan die kontras in vers 2 waar daar dan staan, maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie. Want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Nou indien die gelowiges binne die tempel verwys na die uitverkore Jode, dan word die voorhof buitekant die tempel dus gebruik as 'n verwysing na die ongelowige Jode. Weereens, want dit is deel van die Jode se offersysteem, dit is deel van hulle tempel. Die voorhof is deel van waar hulle aanbid het. Dit was deel van die hele Joodse geloof gewees. En as die wat binne-in is, na die uitverkore Jode verwys, dan moet die wat buite is, met die meetstok, soos ons die beeldspraak nou gesien het wat die meetstok is, die onderskeid tref, dan moet dit na die Jode verwys wat nie uitverkore is nie. As die wat binne is, wel na die uitverkore Jode verwys. En dit bou op die ou verbond konsep, dat onrein Jode nie binne die tempel toegelaat was nie. Soos ons onder andere lees in 2 Kronieke 23 vers 18 en 19 waar staan. Verder het Jojada wagte aangestel in die huis van die Here, onder leiding van die Levitiese priesters wat Dawid ingedeel het vir die huis van die Here, om die brandoffers van die Here te bring, soos geskrywe is in die wet van Moses met blydskap en gesang volgens die instelling van Dawid, en hy het die poortwagters aangestel by die poorte van die huis van die Here, sodat niemand kon inkom wat in enige opsig onrein was nie. Weerens 'n praat van die Jode gewees. Die onrein Jode mag nie ingegaan het na die tempel nie. So hierdie taal wat ons hierso sien, die wat buite die tempel moes bly, bou op die tema van die wet van die Ou Testament, dat die onrein Jode moes buite bly, die rein Jode wat wel heilig was, mag ingegaan het om te aanbid. En so weer eens tref jy daai onderskeid tussen die gelowige en die ongelowige Jode, die uitverkorenes en die wat nie uitverkore is nie. En dan sien ons, die skrif sê, hulle sal die heilige stad, dis nou die heidene, hulle sal die heilige stad vertrap. So die wat nie deel vorm van die uitverkore Jode, wat moes vlug na die berge nie, word oorgegee aan die heidene. En in hierdie geval, die heidene is dan nou die Romeine.
om deur hulle vir 42 maande vertrap te word. En dit stem natuurlik ooreen met die profesie van Sagaria, weer eens waar die Here sê, op o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel. So die uitverkore Jode moes vlug, die wat nie uitverkore was nie, het nie gevlug nie, en hulle word vertrap deur die heidene, in hierdie geval dan nou die Romeine. Menende dan die uitverkore Jode moes vlug uit Jerusalem, want hulle het die dogter van Babel, Jerusalem het die dogter van Babel geraak en sou dus verwoes word. Die heilige stad, waarvan ons hier lees, verwys dus natuurlik na niks anders as Jerusalem nie. Dit is die heilige stad wat vertrap sal word. Dit is net Jerusalem waarna daar verwys word as die heilige stad in die Bybel. Daar word nie na 'n ander stad verwys as die heilige stad nie. Hierdie is Jerusalem waarvan al gepraat word. En dit bevestig bloot net ons interpretasie wat ons nog die hele tyd hou dwars deur Openbaring. Om 'n paar voorbeelde te noem. Nehemia 11 vers 1 sê, en die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot gewerp om 1 uit 10 daartoe te bring, om in die heilige stad Jerusalem te woon, en 9 dele in die stede. So daarsoos word die heilige stad Jerusalem genoem. Nehemia 11 vers 18 sê met verwysing na die Lewiete in Jerusalem, al die Lewiete in die heilige stad was 284. Ons lees ook in Matteus 4 vers 5 daar staan, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. Weet, dit is Jerusalem. Sowel as Matteus 27 vers 53 daar staan, en na die opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Dit was weer eens Jerusalem gewees. Die maat van sondes wat die Joodse volk ook moes volmaak. Onthou, hulle moes die maat van hulle sondes volmaak, sodat hulle geoordeel kon word. Maar die maat van hulle sonde wat hulle moes volmaak, soos ons dit lees in Daniël 9 vers 24, word geprofeteer met betrekking tot die heilige stad. Waar staan 70 7-talle, en ons het hierdie gedeelte hanteer in ons heel eerste boek. 70 7-talle is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal. Om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. So die nagevolge van die Jode wat die maat van hulle sondes moes volmaak vir daai 70 weke of althans dan in die 490 jaar en wat bepaal was oor hulle heilige stad, kom nou tot vervulling in die feit dat hulle heilige stad, naamlik Jerusalem, vir 42 maande vertrap sal word deur die heidene. Die maat van die sondes wat hulle moes volmaak, volgens Daniël hoofstuk 9, wat vir 490 jaar aangehou het, sy resultaat gebeur nou. Hulle het nou die maat van hulle sondes volgemaak, van die heilige stad soos Daniël sê. En nou kom die nagevolge van hulle wat die maat van hulle sondes volgemaak het, hierso in Openbaring 11 ter sprake. Die heilige stad sluit natuurlik die tempel in, wat dus ook bewys dat die vorige verwysing na die tempel gebruik was om onderskeid te tref tussen die gelowige en die ongelowige Jode, terwyl die heilige stad dien as 'n letterlike verwysing na die heilige stad van Jerusalem, wat wel verwoes sou word saam met die tempel. En hierdie teks trek dan ook die direkte korrelasie met Matteus 24 weer eens, of althans dan sy ekwivalent van Lukas 21 vers 24, waar staan, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Dis presies wat ons hierso lees. Die ekwivalent van Matteus 24 is Lukas 21 en Markus 13, as julle reg onthou. En Lukas 21 sê vir ons presies dit wat hierso staan. En Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul word. En daai tye van die nasies is bloot net die 42 maande. Maar die res is presies dieselfde. So die mini-apokalips praat dus ook lopend van dit wat ons hier lees in Openbaring en maak selfs van dieselfde taal gebruik. Want die woord nasies in Lukas 21 vers 24 en heidene hier in ons vers 2 is presies dieselfde woord. Dis die Griekse woord ethnos, waar jy ethnicity vandaan kry. So Lukas praat van nasies, word hier die nasies vertrap,
Hier praat dit van die heidene, maar heidene en nasies is dieselfde woord in die Grieks, is die Griekse woord ethnos. So dit gebruik presies dieselfde taal in terme van die wat die vertrapping gaan doen. En in beide gevalle word dit ook bevestig dat die stad vertrap sal word. So Lukas 21 sê dit gaan vertrap word deur die ethnos, en hierso sê dit ook dit gaan vertrap word deur die ethnos. Maar wat interessant is dat die woord vertrap bitter selde in die Nuwe Testament voorkom. Inteendeel, dit kom net 5 keer in die Nuwe Testament voor. En 3 van daai 5 kere is in Openbaring. En een van die ander plekke is Lukas 21. So om vertrap te word baie selde gebruik in terme van verwoesting of om iemand te oordeel of enige so iets. Dit is eintlik 'n unieke woord wat gebruik word om te sê iemand word geoordeel. Dit kom net in Openbaring voor en 2 ander plekke buite Openbaring waarvan 1 Lukas 21 is. So dit trek daai direkte korrelasie met Lukas 21. Want dit is basies net daarso. Ek dink die ander plek is waar die Here sê julle sal op skorpioene en slange trap. Daarso kom die woord vertrap ook by. Maar dis die enigste 5 plekke waar die woord vertrap bykom. Wat vir my sê dat dit word juis gebruik om die korrelasie te trek met Lukas 21, wat spesifiek praat van die ethnos wat Jerusalem sal vertrap. En hierop sê presies dieselfde, die ethnos sal die heilige stad vertrap, en vertrap is 'n unieke woord. Maar ek dink dit word juis uniek gebruik om daai verwantskap te trek tussen Lukas 21 en dit wat ons hierso sien in Openbaring 11. So dit is nie toevallig dat dieselfde bewoording gebruik word hier in Openbaring as wat ons lees in Lukas hoofstuk 21 nie, ten opsigte van die verwoesting van Jerusalem nie. En dan sal ons volgende week meer in diepte kyk na daai 42 maande waarna verwys dit. Maar met daai bietjie Bybelse agtergrond, dan behoort dit bietjie meer ooglopend te raak waarna jy hierdie verwys. En 'n riet soos 'n meetsel is aan my gegee. En ons weet dat dit net 2 betekenis, of is letterlike meet of is om onderskeid te tref. Okay, so hy gaan onderskeid tref. Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daar binne is. Okay, so dit is 'n definitiewe verwysing na iets Joods. En ons weet die algemene tema is dat die Jode uitverkies was. En soos ons gesien ons in daai 4 of 5 bewyse gewys dat dit wel die Jode is. En Sagaria hoofstuk 2 bevestig vir ons presies dieselfde profesie as wat ons hierso kry, dat dit wel 'n verwysing is na die uitverkore Jode wat moes vlug uit die dogter van Babel uit. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat, wat weer ooglopend dan moet wees, dit kan nie na die uitverkore Jode verwys, jy moet na die onuitverkore Jode wees, die afvalliges. Want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande vertrap. So die heilige stad is dan ooglopende verwysing na Jerusalem, die letterlike Jerusalem, wat vertrap sal word, nadat die uitverkore Jode gevlug het, so Sagaria 2 ook gesê die geval is. Maak dit sin? Ek dink mens kan redelik goed begin agterkom wat se dele is beeldspraak en wat se dele is nie beeldspraak nie. Mens moet wel kyk hoe word dit gehanteer in die res van die Bybel. En dan is dit nie te moeilik om te sien nie. Maar ek dink tot dusver het ons 'n redelike akkurate interpretasie van hierdie skrif.